'n vrou se gebed kan 'n man laat kniel, sy koers verander, 'n nuwe pad kies. Baie dankie. Goeiemôre almal. Lekker om julle almal saam met ons te hê, maar veral vir ons dames, moeders, oumas, amper maas. Daarom nog nie waarvan ek weet nie. Okay, nee, dis goed. Kom ons hou dit eers so. Baie geluk, lekker Moedersdag vir julle, geseënde ene. En ons gaan vandag die Here eer vir ons maas. Amen. En ek het goed gedink om net vir julle so 'n bietjie net gou 2 versies te gee. En natuurlik is daar net een plek wat 'n ou regtig kan lees oor 'n vrou. Nee, daar's baie plekke, maar daar's een wat uitstaan. En dis natuurlik die Spreuke 31 vrou, nê. Hulle sê dit is die Achilleshiel van elke vrou. Maar nee, toe nie. Maar net ek wil net vir julle 2 gedeeltetjies daar uitlees. In 31 vers 10 Spreuke 1 sê: wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Amen. Ons vrouens is vir ons soveel werd. Hulle is meer werd as enige iets wat ons kan hê of kan waardeer. En dan vers 30 sê: die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietig. 'n vrou wat die Here vrees, moet geprys word. En dis hoekom ons so gelukkig is om in hierdie gemeente te wees en saam met ons vrouens hulle kan eer omdat hulle die Here vrees. Want ons is dames wat die Here vrees en daarom eer ons julle vanmôre vir die wonderlike werk, wonderlike teenwoordigheid, wonderlike liefde, wonderlike huise wat ons maas vir ons gee. So ons wil ons vrouens vanmôre eer, maar dit in die naam van Jesus. Amen. Die koning van alle konings. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir vanoggend en Here, dankie dat ons vanmôre kan by mekaar kom en net sê, Here, ons eer U, koning van konings, Here. Ons gee die hoogste plek in ons lewens, maar Vader, dankie vir die vrouens wat U toegevoeg het in ons lewens, Here. Vader, dankie vir die design wat U gegee het, dat daar maas sal wees, Here, dat daar vrouens sal wees, en die rol wat hulle in elke huis speel. En daarom kom ons net vandag en ons gee vandag vir hulle eer, vrouens wat die Here vrees, Here. Ons is so bevoorreg om sulke vrouens te hê, vrouens wat die Here vrees. Ons eer U, Here. Ons loof U vanmôre. Vader, dankie vir die Heilige Gees wat vanmôre net inkom in die plek om vol, Here, met U soete teenwoordigheid wat ons reeds ervaar, Here. Vader, dankie dat U by elkeen van ons kom stil staan vanmôre en Here, dankie vir U vrede en die goedheid, die liefde, U teenwoordigheid vanmôre, Here. Ons dankie vir alles wat U in ons lewens kom doen en dankie dat ons vanmôre net U kan lief hê vanmôre, Here, omdat U ons eerste lief gehad het. En daarom dank ons U vir hierdie diens vanmôre en Vader, ek dankie dat U elke behoefte sal aanspreek vanmôre, Here. Vader, dankie dat U ons vanmôre elkeen kom omvou met U wonderlike liefde. En ons eer U, want U is waardig in Jesus naam. Amen, amen. Goeiemôre almal. Ek moet nou vir myself in toom hou en dat ek te hard praat, want dit is my geneigtheid. Ja, okay, julle lyk almal baie mooi vanmôre. Ja, wat ek met julle wil deel vanoggend, is vroue in die Bybel. Wat kan ons by hulle leer? Ek het so 'n bietjie vreeslik huiswerk gaan doen. En ja, toe het ek 21 vroue wat ek vanoggend vir julle mee moet deel. Ek het kort opsommingkies gemaak van dit, so asseblief luister baie mooi. En ja, dan wil ek ook net sê, luister baie mooi, want baie keer dan kan jy vir jou vergelyk met een van hierdie vroue, of jy gaan deur wat een van hierdie vrouens deurgegaan het. So ja, in die Bybel lees ons oor baie vroue by wie ons belangrike lesse kan leer. Baie van hulle is uitstekende voorbeelde wat ons kan navolg. Ander is weer waarskuwende voorbeelde.
So ons het goeie voorbeelde en ons het waarskuwende voorbeelde. So nou kan jy vir jou luister mooi en dan vergelyk jy jou met dit. Okay, die eerste een is Eva. Wie was Eva? Sy was die eerste vrou op die aarde en die eerste vrou wat in die Bybel genoem word. Wat het sy gedoen? Eva was ongehoorsaam aan 'n duidelike bevel van God. Soos haar man Adam was Eva geskep as 'n volmaakte mens met wilsvryheid en die vermoë om dieselfde eienskappe wat God het, soos liefde en wysheid aan te leer. Eva het geweet dat God vir Adam gesê het dat hulle sou sterf as hulle van 'n sekere boom geëet het. Maar Satan het haar bedrieg en haar ooreed dat sy nie sou sterf nie. Om die waarheid te sê, sy is ooreed om te glo dat sy 'n beter lewe sou hê as sy ongehoorsaam was aan God. Sy het toe van die vrug geëet en het later haar man oortuig om ook daarvan te eet. Wat kan ons by Eva leer? Eva is 'n waarskuwende voorbeeld, wat wys hoe gevaarlik dit is om oor verkeerde begeertes te top. Sy het teen God se duidelike bevel gegaan en 'n sterk begeerte ontwikkel om iets te vat wat nie aan haar behoort nie. Okay, en dit lees ons in Genesis 3 vers 6 en 1 Johannes 2 vers 16. Die tweede vrou is Sara. Wie was Sara? Sy was Abraham se vrou en die ma van Isak. Wat het sy gedoen? Sara het haar gemaklike lewe in die ryk stad agtergelaat omdat sy geloof gehad het in God se belofte aan haar man Abraham. God het vir Abraham gesê om van af weg te trek en na die land Kanaan te gaan. God het beloof om hom te seën en om hom 'n groot nasie te maak. Daarvan lees ons in Genesis 12 vers 1 tot 5. Op daardie stadium was Sara dalk in haar 60's, dink ek min of meer. Van daardie tyd af het Sara en haar man in tente gebly en van plek tot plek getrek. Hoewel hierdie soort lewe gevaarlik was vir Sara, het sy vir Abraham ondersteun omdat hy gehoorsaam was aan God. Sara kon vir baie jare nie kinders hê nie en dit het haar baie hartseer gemaak, maar God het beloof om Abraham se nageslag te seën. Later het God beloof dat Sara Abraham se kind sou hê. Sy het geboorte gegee, al was sy baie ouer as wat vrouens gewoonlik is wanneer hulle geboorte gee. Sy was 90 jaar oud en haar man was 100 jaar oud. Hulle het die kind Isak genoem. Wat kan ons by Sara leer? Sara se voorbeeld leer ons dat ons altyd kan vertrou dat God sy beloftes sal laat waar word, selfs al lyk dit vir ons onmoontlik. En haar voorbeeld as 'n vrou wys hoe belangrik dit is dat daar respek in die huwelik moet wees. Die vrou van Lot. Okay. Wie was Lot se vrou? Die Bybel sê nie wat haar naam was nie. Ek het nou gaan kyk, maar ek kon nie 'n naam kry vir haar nie. Maar dit sê wel dat sy 2 dogters gehad het en dat sy en haar gesin in die stad Sodom gewoon het. Wat het sy gedoen? Sy was ongehoorsaam aan God se opdrag. God het besluit om Sodom en die stede daar naby te vernietig as gevolg van hulle vieslike seksuele sondes. Omdat God lief was vir Lot en sy gesin wat in Sodom gewoon het, het God 2 engele gestuur om hulle na veiligheid te neem. Die engele het vir Lot se gesin gesê om uit die gebied te vlug en nie terug te kyk nie, anders sou hulle sterf. Lot se vrou het begin omkyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Wat kan ons by die vrou van Lot leer? Haar verhaal wys hoe gevaarlik dit is om materiële dinge so lief te hê dat jy van God vergeet. Dit wys ook vir ons dat God die mense red wat aan hom gehoorsaam is, maar die wat aan hom ongehoorsaam is, sal hulle lewe verloor. Rebekka. Wie was Rebekka? Sy was Isak se vrou en die ma van hulle tweelingseuns Jakob en Esau. Wat het sy gedoen? Rebekka het God se wil gedoen, selfs al was dit baie moeilik. Terwyl sy water uit 'n put gehaal het, het 'n man haar gevra vir 'n bietjie water om te drink. Rebekka het dadelik vir hom water gegee om te drink en aangebied om ook vir sy kamele water te gee.
Daardie man was Abraham se knegt en hy het van ver gekom om 'n vrou vir Isak, Abraham se seun, te kry. Hy het ook vir God se seun gebid. Toe hy sien hoe hardwerkend en gasvry Rebekka is, het hy besef dat dit God se antwoord op sy gebed is. Dit het gewys dat God vir Rebekka kies om Isak se vrou te wees. Toe Rebekka uitvind hoekom die knegt gekom het, het sy ingestem om saam met hom te gaan en Isak se vrou te word. Rebekka het later tweelingseuns gehad. God het vir haar gewys dat die ouer seun Esau die jonger seun Jakob sou dien. Toe Isak gereël het dat Esau die seun van die eersgeborene moet kry, het Rebekka seker gemaak dat Jakob die seun kry. Sy het geweet dat dit God se wil is. Wat kan ons by Rebekka leer? Rebekka was beskeie, hardwerkend en gasvry. Dit is eienskappe wat haar 'n suksesvolle vrou, 'n ma en 'n aanbidder van die ware God gemaak het. Lea. Wie was Lea? Sy was Jakob se eerste vrou. Haar jonger suster Rachel was sy ander vrou. Wat het sy gedoen? Lea het die ma van 6 van Jakob se seuns geword. Jakob wou eintlik met Rachel getrou het, nie Lea nie, maar die meisie se pa, Laban, het gereël dat Lea met Jakob trou en nie Rachel nie. En toe Jakob besef dat hy mislei is, het hy Laban gekonfronteer daaroor. Laban het die verskoning gebruik dat dit nie die gewoonte is vir die jonger dogter om voor die ouer dogter te trou nie. 'n week later het Jakob met Rachel getrou. Jakob was liewer vir Rachel as vir Lea. Die gevolg was dat Lea jaloers geword het en met haar suster gekompeteer het vir Jakob se liefde. God het gesien hoe Lea voel en het haar met 7 kinders geseën, 6 seuns en 1 dogter. Wat kan ons by Lea leer? Lea het tot God gebid vir ondersteuning en al het sy probleme in haar familie gehad, het sy nog steeds besef dat God haar help. Haar lewensverhaal wys op 'n realistiese manier dat dit nie werk as 'n man met meer as 1 vrou op 'n slag getroud is nie. Dit is 'n reëling. Dit is 'n reëling wat God net vir 'n sekere tyd verdra het. Die enigste standaard wat hy vir die huwelik goedkeur, is dat 'n man of 'n vrou net 1 huweliksmaat moet hê. Rachel. Wie was Rachel? Sy was die dogter van Laban en die gunsteling vrou van Jakob. Wat het sy gedoen? Rachel het met Jakob getrou en het 2 seuns by hom gehad. Hulle was deel van die stamvaders van die 12 stamme van Israel. Rachel het haar toekomstige man ontmoet terwyl sy haar pa se skape opgepas het. Sy was pragtig in vergelyking met haar ouer suster Lea. Jakob het verlief geraak op Rachel en hy het ingestem om 7 jaar te werk sodat hy met haar kon trou, maar Laban het Jakob mislei om eers met Lea te trou. Jakob was liewer vir Rachel en haar 2 seuns as vir Lea en sy kinders wat hy by haar gehad het. As gevolg hiervan het die 2 vroue nie met mekaar oor die weg gekom nie. Wat kan ons by Rachel leer? Al was Rachel se familielewe moeilik, het sy nie moed verloor dat God haar gebede sal verhoor nie. Haar verhaal wys hoeveel druk veel wywery op 'n familie sit. Rachel se ondervinding wys vir ons hoe wys God was toe hy die oorspronklike standaard vir die huwelik ingestel het dat 'n man net met 1 vrou moet trou. So as jy dokter toe gaan, die mans en die dokter sê maar jou hart klop goed, jy kan nog 2 vrouens aanhou, dan sê jy sommer vir die dokter, nee, jammer, ek hou by die 1. Ja, okay. Miriam. Wie was Miriam? Sy was Moses en Aaron se suster. Sy is die eerste vrou in die Bybel wat 'n profetes genoem word. Wat het sy gedoen? As 'n profetes het sy God se boodskappe aan ander oorgedra. Sy het 'n belangrike posisie in Israel gehad en het 'n oorwinningslied saam met die manne gesing nadat God die Egiptiese leermag in die Rooi See vernietig het. 'n Ruk later het Miriam en Aaron teen Moses gepraat. Hulle was moontlik trots en jaloers. God het geluister en hy het vir Miriam en Aaron ernstig raad gegee. God het Miriam toe met melaatsheid getref, moontlik omdat sy met die negatiewe praatjies begin het.
Toe Moses God namens haar gesmeek het, het God haar gesond gemaak. Nadat sy 7 dae onder kwarantyne was, is sy toegelaat om weer by die kamp van Israel aan te sluit. Die Bybel wys dat Miriam die straf aanvaar het. Baie jare later het God na haar unieke voorreg verwys toe hy die Israeliete herinner het. Ek het Moses, Aaron en Miriam voor jou uitgestuur. Wat kan ons by Miriam leer? Wat met Miriam gebeur het, wys vir ons dat God luister na wat sy aanbidders vir mekaar en oor mekaar sê. Ons leer ook dat om God gelukkig te maak, moet ons onredelike, trots en jaloesie vermy. Dit is eienskappe wat kan veroorsaak dat ons ander se goeie reputasie deur die modder sleep. Rahab. Wie was Rahab? Sy was 'n prostituut wat in die Kanaanitiese stad Jerigo gewoon het en sy het 'n aanbidder van God geword. Wat het sy gedoen? Rahab het 2 Israeliete wat die land verken het weggesteek. Sy het dit gedoen omdat sy gehoor het hoe die Israeliete sy het dit gedoen omdat sy gehoor het hoe die Israeliete se God sy volk uit Egipte bevry het. Sy het ook gehoor hoe hy hulle later gered het toe 'n stam van die Amoriete genoem is, hulle aangeval het. Rahab het die spioene gehelp en hulle gesmeek om haar en haar familie te red wanneer die Israeliete kom om Jerigo te vernietig. Hulle het ingestem, maar hulle het sekere voorwaardes gehad. Sy moes die feit dat hulle daar was 'n geheim hou. Sy en haar familie moes in haar huis bly wanneer die Israeliete die stad aanval en sy moes 'n rooi tou by haar venster uithang sodat hulle kon sien watter een haar huis was. Rahab was gehoorsaam aan al die instruksies en daarom is sy en haar familie gered toe die Israeliete Jerigo ingeval het. Rahab het later met 'n Israeliet getrou en 'n voorouer van koning Dawid en van Jesus Christus geword. Wat kan ons by Rahab leer? Die Bybel beskryf haar as 'n uitstekende voorbeeld van geloof. Haar verhaal wys dat God vergewensgesind en onpartydig is. Hy seën die wat op hom vertrou, maak nie saak wat hulle agtergronde is nie. Rut. Wie was Rut? Sy was 'n Moabitiese vrou wat haar gode en geboorteland agtergelaat het om 'n aanbidder van God in die land Israel te word. Wat het sy gedoen? Rut was baie lief vir haar skoonma Naomi. Naomi en haar man en hulle 2 seuns het na Moab getrek om weg te kom van die hongersnood in Israel. Die seuns het later met die Moabitiese vroue Rut en Orpa getrou. Maar later het Naomi se man en 2 seuns gesterf en 3 weduwees is agtergelaat. Naomi het besluit om na Israel terug te gaan waar die droogte toe verby was. Rut en Orpa het gekies om saam met haar te gaan. Maar Naomi het hulle gevra om terug te gaan na hulle familie. Orpa het dit gedoen, maar Rut was lojaal en het by haar skoonma gebly. Sy was lief vir Naomi en wou Naomi se God aanbid. Omdat Rut 'n loyale skoondogter en 'n harde werker was, het sy gou 'n goeie naam in Naomi se geboortedorp Bethlehem gekry. 'n Ryk grondeienaar met die naam Boas was baie beïndruk met Rut en hy was vrygewig en het vir haar en Naomi kos gegee. Rut het later met Boas getrou en 'n voorouer van koning Dawid en Jesus Christus geword. Wat kan ons by Rut leer? Omdat Rut lief was vir Naomi en God was sy bereid om alles wat sy ken agter te laat. Sy was hardwerkend, toegewyd en lojaal, selfs al het sy moeilike tye deurgegaan. Sit net vas hoor, is amper klaar. Deborah. Wie was Deborah? Sy was 'n profetes wat Israel se God gebruik het om sy wil bekend te maak oor sake wat sy volk geraak het. God het haar ook gebruik om probleme onder die Israeliete op te los.
Wat het sy gedoen? Die profetes Deborah het God se aanbidders moedig ondersteun. God het vir haar gesê om Barak te laat roep sodat hy 'n Israelitiese leermag teen hulle Kanaanitiese onderdrukkers kon lei. Toe Barak vir Deborah gevra het om saam met hom te gaan, het sy nie toegelaat dat vrees haar terughou nie. Sy was bereid om saam met hom te gaan. Nadat God die Israeliete laat wen het, het Deborah ten minste 'n deel van die lied geskryf wat sy en Barak gesing het om die verhaal te vertel. In daardie lied noem sy die rol wat Jaal, nog 'n dapper vrou, gespeel het om die Kanaaniete te verslaan. Julle kan daarvan gaan lees in Rigters hoofstuk 5. Wat kan ons by Deborah leer? Deborah was selfopofferend en dapper. Sy het ander aangemoedig om die regte ding in God se oë te doen. Wanneer hulle dit gedoen het, het sy dadelik vir hulle die eer gegee wat hulle verdien het. Jaal, wie was Jaal? Sy was die vrou van Heber, iemand wat nie 'n Israeliet was nie. Jaal het moedig opgestaan vir God se mense. Wat het sy gedoen? Jaal het dadelik opgetree toe Sisera, die hoof van die Kanaanitiese leermag, by haar kamp opgedaag het. Sisera het sy geveg teen die Israeliete verloor en het na 'n plek gesoek om weg te kruip en te rus. Jaal het hom in haar tent ingenooi sodat hy kon rus. Terwyl hy geslaap het, het sy hom doodgemaak. Wat Jaal gedoen het, het 'n profesie wat Deborah gegee het vervul. God sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. Dit staan in Rigters 4 vers 9. Jaal is vir haar rol geprys as hoogs geseënd onder die vroue. Wat kan ons by Jaal leer? Jaal het inisiatief getoon en was baie dapper. Haar ondervinding wys hoe God dinge kan laat gebeur sodat profeseë vervul kan word. Ok, Delilah. Wie was Delilah? Sy was 'n vrou op wie die Israelitiese regter Samson verlief geraak het. Wat het sy gedoen? Sy het geld gevat van Filistynse amptenare om Samson te verraai. God het hom gebruik om die Israeliete te bevry van die Filistyne. Die Filistyne kon hom nie verslaan nie as gevolg van sy wonderdadige fisiese krag. Daarom het die Filistynse amptenare na Delilah gegaan om hulle te help. Die Filistyne het Delilah omgekoop. Hulle wou hê sy moes uitvind hoe Samson sy krag gekry het. Delilah het die geld gevat en nadat sy 'n paar keer probeer het, het sy uiteindelik uitgevind wat Samson se geheim was. Sy het toe sy geheim aan die Filistyne vertel en hulle het Samson toe gevang en hom in die tronk gegooi. Wat kan ons by Delilah leer? Delilah is 'n duidelike waarskuwende voorbeeld. Omdat sy gierig was, het sy op 'n bedrieglike, disloyale en selfsugtige manier opgetree teenoor 'n knegg van God. Hanna. Wie was Hanna? Sy was die vrou van Elkana en die ma van Samuel, wat 'n bekende profeet in Israel geword het. Wat het sy gedoen? Toe Hanna nie kinders kon kry nie, het sy vir God gevra om haar te vertroos. Hanna se man het 2 vroue gehad. Sy ander vrou, Penina, het kinders gehad, maar Hanna kon jare lank nadat sy getrou het nie kinders kry nie. Penina het haar wreed uitgetart, maar Hanna het tot God gebid vir 'n vertroosting. Sy het 'n gelofte aan God gemaak en gesê dat as God vir haar 'n seun gee, sy die kind aan hom sou gee deur te reël dat die kind by die tabernakel dien. Dit was 'n tent wat geskuif kon word en deur die Israeliete gebruik is vir aanbidding. God het Hanna se gebed verhoor en sy het geboorte gegee aan Samuel. Hanna het haar belofte gehou en Samuel na die tabernakel geneem om daar te dien toe hy nog maar net 'n klein seentjie was. Jaar na jaar het sy 'n moulose jassie vir hom gemaak en dit na hom geneem. God het Hanna toe later geseën met nog 5 kinders, 3 seuns en 2 dogters. Wat kan ons by Hanna leer? Omdat Hanna uit die hart gebid het, het dit haar gehelp om deur moeilike tye te kom. Haar gebed van dankbaarheid, wat in 1 Samuel 2 vers 1 tot 10 opgeteken is, wys hoe sterk haar geloof in God was.
Abigail. Wie was Abigail? Sy was die vrou van 'n ryk, maar wrede man met die naam Nabal. Maar Abigail was verstandig en nederig. Sy was 'n mooi vrou met baie eienskappe waarvan God gehou het. Wat het sy gedoen? Abigail het wys en met goeie oordeel opgetree en dit het baie swaar kry voorkom. Sy en Nabal het in die streek gebly waar Dawid, Israel se toekomstige koning, as 'n vlugteling weggekruip het. Terwyl Dawid en sy manne daar was, het hulle Nabal se skape teen diewe beskerm. Maar toe Dawid se boodskappers Nabal vir kos gevra het, het Nabal onbeskof geweier om dit vir hulle te gee. Dawid was baie woedend, daarom het hy en sy manne gegaan om Nabal en die manne in sy huis dood te maak. Abigail het vinnig iets gedoen toe sy hoor wat haar man aangevang het. Sy het vir haar knegte kos gegee om na Dawid en sy manne te vat en sy het agterna gegaan om Dawid vir genade te smeek. Toe Dawid haar geskenk en haar nederigheid sien en haar wyse woorde hoor, het hy besef dat God haar gebruik het om te keer dat iets baie sleg gebeur. Kort daarna het Nabal gesterf en Abigail het Dawid se vrou geword. Wat kan ons by Abigail leer? Hoewel Abigail mooi en baie ryk was, het sy nie te veel van haarself gedink nie. Om die vrede te bewaar, was sy bereid om jammer te sê vir iets wat nie haar skuld was nie. Sy het 'n stresvolle situasie op 'n kalm en intelligente manier hanteer en sy was ook baie taktvol en baie dapper. Die Sulamitiese meisie. Wie was die Sulamitiese meisie? Sy was 'n pragtige meisie van die platteland en die hoofkarakter in die Bybelboek Hooglied van Salomo. Die Bybel sê nie wat haar naam was nie. Ek het ook nogal opgelees oor dit. Ek kon nêrens vir haar ook in wat haar naam was nie. Wat het sy gedoen? Die Sulamitiese meisie het lojaal gebly aan die herderseun vir wie sy baie lief was. Maar sy was so mooi dat die ryk koning Salomo haar raak gesien het en haar aandag probeer kry het. Hoewel ander mense vir haar gesê het om Salomo te kies, het die Sulamitiese meisie geweier. Sy was baie lief vir die eenvoudige herderseun en was lojaal aan hom. Wat kan ons by die Sulamitiese meisie leer? Sy het nie te veel van haarself gedink nie, al was sy baie pragtig en het sy baie aandag van ander gekry. Sy het nie toegelaat dat ander mense of die belofte van rykdom en aansien haar gevoelens beïnvloed nie. Sy het haar emosies onder beheer gehou en 'n skoon en goeie lewe gelei. Isebel. Wie was Isebel? Sy was die vrou van die Israelitiese koning Agab. Sy was nie 'n Israeliet nie en het nie vir God aanbid nie. Sy het eerder die Kanaanitiese god Baal aanbid. Wat het sy gedoen? Koningin Isebel wou almal oorheers. Sy was gewetenloos en gewelddadig. Sy het die aanbidding van Baal bevorder en ook die seksuele sonde wat daarmee saamgegaan het. Terselfdertyd het sy probeer om die aanbidding van die ware God Jehova uit te wis. Isebel het gelieg en mense doodgemaak om te kry wat sy wil hê. Soos God voorspel het, het sy gewelddadig gesterf en is nie begrawe nie. Wat kan ons by Isebel leer? Isebel is 'n duidelike waarskuwende voorbeeld. Sy het nie omgegee om verkeerde dinge te doen nie en was bereid om enige iets te doen om haar sin te kry. Maar haar naam laat 'n mens dink aan iemand wat skaamteloos en onsedelik is en wat gedoen het net wat hulle wou. Esther. Wie was Esther? Sy was 'n Joodse meisie wat deur die Persiese koning Ahasveros gekies is om sy koningin te word. Wat het sy gedoen? Koningin Esther het haar invloed gebruik om die massamoord van haar eie mense te voorkom. Sy het ontdek dat 'n amptelike wet gemaak is wat 'n spesifieke dag op sy gesit het, waarop alle Jode wat in die Persiese ryk bly doodgemaak sou word. Hierdie wrede plan was die werk van 'n man met die naam Haman, die eerste minister. Esther het haar lewe in gevaar gestel en met die hulp van haar ouer familielid Mordegai het sy die plan aan haar man koning Ahasveros bekend gemaak. En Ahasveros het Esther en Mordegai toegelaat om nog 'n wet te maak wat die Jode
die reg gegee het om hulle self te verdedig. Die Jode het hulle vyande heeltemal verslaan. Wat kan ons by Ester leer? Koningin Ester het 'n uitstekende voorbeeld gestel van dapperheid, nederigheid en beskeidenheid. Al was sy pragtig en het sy 'n hoë posisie gehad, het sy nog altyd vir raad en hulp gevra. Toe sy met haar man gepraat het, was sy taktvol en respekvol, maar nog steeds dapper. En op 'n baie gevaarlike tyd vir die Jode, het sy moedig haarself as een van hulle geïdentifiseer. Maria, Jesus se ma. Wie was Maria? Sy was 'n jong Joodse vrou en sy was 'n maagd toe Jesus gebore is, omdat sy wonderdadig swanger geword het met God se seun. Wat het sy gedoen? Maria het nederig God se wil gedoen. Sy was verloof aan Josef toe 'n engel aan haar verskyn het en vir haar gesê het dat sy swanger sou word en geboorte sou gee aan die lang verwagte Messias. Sy het gewillig haar rol aanvaar. Nadat Jesus gebore is, het Maria en Josef saam 4 seuns en ten minste 2 dogters gehad. So Maria het nie 'n ma gebly nie. Al het sy hierdie unieke voorreg gehad, wou sy nooit geprys of spesiaal behandel word gedurende Jesus se bediening of as 'n lid van die vroeë Christen gemeente nie. Wat kan ons by Maria leer? Maria was 'n getroue vrou wat bereid was om 'n ernstige verantwoordelikheid te aanvaar. Sy het die skrif baie goed geken. Martha, wie was Martha? Sy was Lazarus en Maria se suster en hulle al 3 het naby Jerusalem in die dorpie Betanië gebly. Wat het sy gedoen? Martha was goeie vriende met Jesus, wat Martha en haar suster en Lazarus liefgehad het. Martha was baie gasvry. Toe Jesus een keer by hulle gekuier het, het Maria eerder na Jesus geluister terwyl Martha besig was met dinge in die huis. Martha het by Jesus gekla omdat Maria haar nie gehelp het nie. Jesus het Martha op 'n mooi manier gehelp om die regte beskouing te kry. Toe Lazarus siek geword het, het Martha en haar suster gevra dat Jesus moet kom, omdat hulle oortuig was dat hy hulle broer gesond kon maak. Maar Lazarus het gesterf. Martha se gesprek met Jesus het gewys dat sy geglo het in die Bybel se belofte van 'n opstanding en in die feit dat Jesus haar broer weer kon laat lewe. Wat kan ons by Martha leer? Martha was baie gasvry, sy was bereid om raad te aanvaar, dit was maklik vir haar om oor haar gevoelens en haar geloof te praat. OK, Maria Magdalena. Wie was Maria Magdalena? Sy was 'n loyale disipel van Jesus. Wat het sy gedoen? Maria Magdalena was een van 'n paar vroue wat saam met Jesus en sy disipels gereis het. Sy was baie vrygewig en het haar eie geld gebruik om vir hulle te sorg. Sy het Jesus gevolg tot aan die einde van sy bediening en sy het naby hom gebly totdat hy doodgemaak is. Sy het die voorreg gehad om een van die eerste mense te wees wat Jesus gesien het nadat hy opgewek is. Wat kan ons by Maria leer? Maria Magdalena was vrygewig en het Jesus se bediening ondersteun en sy het 'n getroue disipel geword. OK, daar is ek nou klaar. Ja, ek het dit eintlik so geniet toe ek hierdie gedoen het, want ek het nog nooit regtig so intens, jy lees dit altyd net die vroue se name in die Bybel, maar jy het nooit regtig so in detail ingegaan nie, en ja, toe besef ek net, weet jy, ons vrouens, dit maak nie saak waarvan af jy kom, deur wat jy gegaan het, of wat ook al nie, jy bly spesiaal vir die Here en ja, hy is baie lief vir jou. Okay. Ek wil afsluit deur 'n baie spesiale gebed vir elke vrou. Okay. Kom ons maak die oë toe. Okay. Koning van my lewe, dankie dat ek U ook as die koning van my grondgebied kan verklaar. Dankie dat U my so lief het, dat ek 'n volledige mens in eie reg kan wees en nie uitgelewer is aan ander mense se definisie van my nie. Ek wil net
in u gladde spieël na my weerkaatsing kyk. Dankie Vader, dat ek nie 'n slagoffer van my gene, verlede of my omgewing is nie. Ek is in beheer van my lewe en neem hierdie groot verantwoordelikheid nou terug. Help my asseblief, Here, om deur u Gees te onderskei tussen dinge waarvoor ek verantwoordelik is en die waarvoor ek nie verantwoordelik is nie. Ek wil nie meer bly voorgee en toelaat dat ander mense se keuses en sonde my beskadig nie. Ek wil ook nie deur my gedrag sterk in hulle kwaad nie. Ek wil nie meer toestemming gee vir indringers in my grondgebied nie. Hulle saai verwarring en verrig skade aan die dinge binne my grondgebied. Gee my die wysheid om elke indringer te identifiseer en te verwyder. Dankie dat ek my grondgebied nou kan voorberei vir u vars waarheid. Ek vra dit in die naam van u Seun, my Verlosser, Jesus Christus. Baie dankie, Magda. Ek het vanoggend baie dinge geleer by die meisie van Richmond. Dit was bitter interessant. Baie dankie vir al die moeite wat jy ingesit het met dit, ons waardeer dit. Vader, ons dankie vir hierdie wonderlike dag wat ons vrouens kon geëer het, Here. Elke maal. Ons dankie dat jy hulle seën, Here, op 'n baie besonderse manier. Vader, dankie dat jy elke gesin in hierdie gemeente verteenwoordig vanmôre, Here, sal seën in die naam van Jesus. Ek bid die guns oor elkeen uit in die naam van Jesus, Here, u nabyheid, Here. Vader, dankie vir die leiding van die Heilige Gees. Vader, ek dankie vir die week wat voorlê, dat alles wat ons sal doen, ons voorspoedig sal uitvoer en dat u goedheid en u guns op elkeen sal rus, Here. Dat ons alles sal doen tot eer en verheerliking van u wonderlike naam, Here. Dankie daarvoor en ek dankie vir u teenwoordigheid vanmôre, Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Bid tot die Here, dis hy wat luister na jou. Bid nou vir die wat rou, met harte wat krake het. Dis hy wat